Hallo, goeiemiddag, goeienaand. Jy's weer hier by Troues die Perekoppie met die twee kibroes. Ons sit hier in die ateljee by Dreamstream Studios as jy ooit nodig het om te livestream, op te neem, te podcast, te video. Jy wil jou ouma bel in Timbuktu en jy sit hier in Joburg. Dis die plek om na toe te kom. Maar op hierdie stadium Gauteng vibes waar ons opgeset is en is lekker om hier, weet saam met jou Is lekker mee te wees. my nie mangenoot, Yo, man. naamgenoot, maar nie my man nie. Ja, ek is binne die ek is binne die om vir jou te ondersteun. Wat? Dis hoekom ek hier is, you know what I Nie mean? my brother, is 'n volle, Ja, is 'n ek- vollende partnership. Ek Hoe bedoel jy nou? support dit. Ja, Nee, dis die eerste keyboard, ek is die tweede keyboard. Nee, jy's myn karakter waar. Ja, nommer 1 op die call sheet. Jy is nommer 1 op die call sheet. Kan julle hoor as sy is nommer 1 op die call sheet. Daar hoor julle nou nie. Hy lê woorde in my mond, maar dis van my geboorte af wat ek die goed aanvat. So by hierdie week se episode het ons so 'n bietjie gaan aanklop by, hoe sal ek sê, by die elders, ons kinders. En ek en Solomon sien onsself as my kinders nog in hierdie wêreld. Waar ons gaan met hierdie gesprek net, ons al 'n paar paartjies hier gehad in Ja. die warmstoele hier, veral vir seisoen 2. Ja. En die paartjie wat hier sit, nê, is nie net 'n paartjie wat al 46 jaar lank connected is, nie, Ja. maar lei ook ander paartjies, veral Pastoor Bosman. Ek weet nie of jy episode 1 gekyk het van die heel eerste Ja. reeks. Episode 2 en 3. 2 en 3. O 2 en ja, 3. een het ons mos hallo gesê, episode 2 en 3, ja, nê. ja, ja. Was hy 'n main feature gewees? Stefan Bosman wat hier langs my sit, Pastoor Stefan Bosman. Ja, ja. Wyshede gedeel, Wyshede gedeel. tradisies en goeders, die Ja, ja. die grondslag gelê Come on now. Come vir on now. wat ons toe gebruik het vir ons gesprekke daarna en Ja. ons verstaan van hierdie hele ding van trou, maar nou sit hy hier met sy gibbes, wat soos Yes. by die huis sê, maar is eintlik sy vrou. Sy Van- ribbetjie. Sy rib, nee, sy ribba. Dis nie net 'n rib nie. Renel so 'n bietjie. Hi, dis lekker om jou hier te hê. Ek ken jou natuurlik, ek ken vir jou ook natuurlik en Solomon ken jou. Maar nou om julle tweeetjies hier saam te hê. Hallo? Hallo. Hallo. Goeie Goeie- Jy ken mos daai As hulle 'n vrou vra of sy getroud is, dan sê hy nou 'n So as jy nie weet of dit môre, middag of aand is, dan sê jy goeie Goeiemôre. Daar's dit goeie aan al die dierbare kykers. Middag of aand waar jy ook al is. Is so lekker om pastoor se beter helfte hier te hê Ja. in ons midde. Ja. Laas was hy alleen en hy het baie goed gesê want ek is altyd so, ek het baie guts as my vrou nie by my is nie, maar ons gaan 'n bietjie luister wat sê pastoor vandag want sy vrou sit lyk so. Ek is bly hy sê die goeie helfte. Ja. Hoorie? Dis goed. Ek dink dit sal so lekker wees om terug te gaan na die begin toe. Want ons het met jou gepraat in jou pastoor kapasiteit laas. Nou is jy hier as die man Ja. van 'n vrou en sy's jou vrou en ek dink wat ons gereeld vir paartjies vra wat jy met ons sit, vat ons terug na daai oomblik toe julle mekaar ontmoet het. Yes. Was dit liefde met eerste oogopslag? Was dit 'n wie het eerste geval? Man, vat ons terug na die oorsprong van hierdie 46 jaar liefdesverhaal. My dierbare vrou, sy sal haar deel ook vertel. Ons hoop so. Maar sy kan die deel vertel. As ek nou klaar die ander intro gegee het. Kan sy nou vir julle dit vertel, maar sy het my baie lank geaai. Ah. Ek het haar nie eens raak Ek het gesien. baie geduld gehad. Kyk, dit's nou hy confident, Dis sy nou het vir plain. my Sy geaai. het my geaai. Ek het haar nie eens gesien nie. Oh my word. Maar wat gebeur het is sy was op daai stadium 'n verpleegster in die ou JG Strydom Hospitaal Sure. wat nou in Latsky is of wat is hy nou? Yes. Nee. Dis nou 'n ander ding. Helen Joseph. Helen Joseph. Ja, Helen Joseph. Daar langs RAI wat nou UJ is. Okay. Ja, Ons kom ja, nog uit daai ja. era. Jy verstaan. Okay, so sy was 'n verpleegster daar. My pa was in die hospitaal. Ek was nog in die army en my doodsnikke van my opleiding, my laaste 2-3 maande Sure. van my 2 jaar wat ek nou dienspligtige was. So toe gaan ek toe na my pa
besoek in die hospitaal met my army klere aan, netjies, daar En gaan ek daarop 'n man in Ah, uniform, daar ouer is hy. vrou, man in Come uniform. on, staan ek daar. Ek het baie meer hare gehad as nou. En ek staan toe daar en my pa sê vir my, "Jong, ek het nou vir jou 'n oulike verpleegstertjie wat ek aan jou wil voorstel." Ja. Dis mos wat ons ouers gedoen het. Ek was toe nou nie heeltemal in die mark nie, maar ek dog toe maar okay. Saak is reg, jy weet pa is pa is nou 'n man wat hier 'n match wil maak, jy Ja, weet. ja. Pa se smaak en my smaak's nie altyd dieselfde smaak nie, jy verstaan. Maar laat ons nou maar wag en hy wou toe nog die knokkie druk om vir iemand te laat roep en hier kom sy ingestap. En net daar, omdat sy my al 5 jaar aai, Sjoe. slaat sy amper morsdood neer. Toe sy het gedink ek Up and bly close. in die Kaap. En hier's ek in Johannesburg. En hier stel my pa ons aan mekaar voor en en sy wil hier aan my pa se drips kom ietsie stel. Soek so 'n bietjie weer kom net daar te Ja, bly in die kamer. net so bietjie. En ek sien toe sy sukkel. Ek weet toe skielik alles van drips af. Ja. Jy verstaan. Ek is om die bed. Wie maar sy raak so verboureerd. Ek het nou 'n ander woord gebruik, maar sy raak verboureerd dat sy iets laat val. Ek dink die pan of 'n ding. O, Griet. Maar dis 'n gelawaai en ek buik so ewig geland as 'n heer af en pan op en gee hom vir haar en sy's daar uit. Jong en ek meen daai tyd was daar nie selfone en al die snaakse goed en nommers en dinge nie. En ek het nie veel daarvan gemaak nie. Ek het geweet pa sal dit nou verder vat as ek nou wil hê, maar pa vat dit ook nou nie regtig verder nie. En ek het gedink ek gaan dit nooit weer sien nie. Sjoe. En die Vrydag aand het ons 'n jeugbyeenkoms by die kerk Yes. waar Ja, baie ek goed nou by die die jeug gewees. waar Ja, ek by die nou by kerk. die praise and By die worship moet ek lei. Oh wow. Ek Okay. wil net vinnig hier sê, toe hulle nou ontslaan is, Ja. het ek mos nou nie geweet waarheen gaan hulle nie. Ek weet sy pa se pastoor, ek weet nie watter gemeente nie. Toe dog ek, wel, daar gaan my 5 jaar se dophou alweer. Ek gaan hom nou maar weer iewers te moet seker raak. Sy gaan my nie sien nie. So daai Vrydag aand uit die army uit, want ek het elke naweek pas gehad. Ek was die roemryke generaal Jan Geldenhuys se sjofeur. En generaal Janie Geldenhuys het my elke naweek afgegee. So ek was op 'n Vrydag by die jeug, by die kerk waar my pa die pastoor was en ek moes nou die praise and worship. Nou daai tyd was dit eintlik maar 'n sangleier. Daar was nie 'n hele groep Ja, mos ja. nie. So ek moes die sang lei daai aand. Jy weet en ek daag by die kerk op en ek sien daar sit 'n vreemde meisie met 'n geel rok aan Ja. en 'n geel hoed. Jy. Kyk ons het nog Dino. hoedens gedra. Hoed jeg toe. Daar sit ons met 'n hoed Respektabel jy. en geel platformskoene van daai tyd, daai high heels. Maar ek sien die girl net so van agter af en ek dink maar ek ken nie vir jou van 'n kant af nie. Ek sal 'n oog moet gooi hier oor die nuwe aankomeling. Ja. Haar En verwelkom in ons midde. Ja, makende nou asof ek iets op daar by die podium moet gaan kyk want ek weet as ek daar bo, ek mag mos daar wees, ek mos die sangelei, so ek Ja, gaan ja. my lysietjie daar neersit. Ja. Dan gaan ek haar van voor af gadeslaan. En ek is op en ek sit my goedjies neer en ek kyk op en ek sien maar dis die verpleegster dan nou. Ja. En ek stap af en ek gaan groet haar en ons gesels en al die lekker dinge en die mense begin inkom en al is hele plek vol. En ons gesels en nou moet dit begin. Nou begin ons die sangelei en ons het nou kerk. Ek weet niks van daai kerkdiens af nie. Niks. Ek weet ons is daar deur. En na die tyd is daar toe nou 'n gekuierery en 'n koffie en verversings en sy kom hier by my en ek staan met haar gesels en ons gesels. Die ander mense is al omtrent weg. Sjoe. Gesels ons asof ons mekaar En ons ken. koffie word koud, jy sien. Ons Ja. kry nie koffie gedrink, ons gesels nie. Lekker man. En die dametjie wat saam met wat haar nou gebring het, wat van niks van hierdie goed weet nie. Die is ook 'n suster in die hospitaal en sy kom na my toe. Want nou is ons hier in Auckland Park area, Brixton, daarbo. Ja.
en sy's in Florida, die dame, die ander suster. Dis al sy eentjie, né? Sy sê toe vir my, maar luister man, ek het nou nie baie petrol in my kar nie. Kan jy asseblief vir Renel huis toe vat? Aue. My Daai suster is 'n manlikheid sê vir my vriend. hierdie is 'n opgesette storie. Agterna moes ek agterkom, dit was nie beplant nie. Dit was genuine. Nie deur die mense nie, Nie maar deur ek die dink 'n mense. oppermag het Ja. dalk 'n hand hier gehad. En Ja. daar, ek sê nee, dis fantasties, ek sal haar vat, hoekom dan nou nie? En ons is toe nou daar, ewe kuis huis toe, en daar ontmoet ek vir pa, ma en oupa en ouma, en boetie en sussie. So my eerste hand. Ons sit daar aand, lekker en ons kuier. Wat? Ek sê jou kuier, haar ma het haar naderhand daar uit. Kom bys toe, agterna toe hoor ek haar ma sê jy moet hierdie ou vat. Jy moet daar. Jy weet Kan nie, jy jy ja. weet nie kan wat jy dit gaan wat nie. vertel? En die waarheid is ons sal weer daarby kom. Ons is nou by die inleiding. Oh, wow. Skoonma het my gevra om met haar te trou. Ja, man. Dis Ja. nou nie so duidelik nie, hoor. Maar hoe dit ook al sê, daar het ons verhouding begin. Ja. Op so 'n manier by die hospitaal, toe by die kerk en toe ons nou uitstap. En dit is waarom ek sê skoonma het vir haar het gesê, bewimpel. het bewimpel. Ja, sy het bewimpel. Skoonma het vir haar daar in die kombuis gesê, jy moet nou hierdie naweek moet jy na jou oom en tannie toe in Springs gaan, jy het dit nou gereël. Ja. Maar hulle het spesiale byeenkomste by hulle kerk. Laat weet tannie Susie, jy gaan nie kom nie. Dan vra jy vir Stefan of hy hier sal kom haal vir die kerk. Toe ons nou so uitstap kar toe dat ek nou moet groet. Toe sê sy vir my iets in die lyn van my pa hou nogal van jou. Ek sê nou, hoe weet jy dit? Sy sê as hy met 'n ou sit en praat dan like hy hom, anders dan was hy lankal weg. Ek sê nou, dis mooi. Sy sê weet jy, en ek het my maat gepraat en toe vertel sy nou vir my dat miskien as ek wil sal ek haar kom haal. Toe sê ek, nee, maar dit klink vir my na 'n plan. Liewe En jemma. daar het die hele game begin. Lieflik. Ek sit te dinge terwyl jy praat, geen sepie skrywer Sure. of rolprent skrywer Sure. kan hierdie werklikheid uitdink. Hulle moet met my kom praat, die man. Ja, Na dis 'n dese storie. as ons hierdie storie sien Dis 'n ontwikkel. storie. Maar ek wil weet hoe het Tannie hom geaai en daar was die Facebook en Instagram en TikTok op daai nie hoe en hy was by die weermag so hoe was hy aai vir 5 Dis hoekom jaar? ek sê ek moes baie geduld gehad het want ons kerk se jaarlikse konferensie wat ons plaasvind, dis waar ek hom altyd gesien het. Ah, Ja, maar Ek maar ja. net gedink het hy's maar net by die Kaap. Maar nou ons kom nooit gepraat nie. Hy praat met my niggie langs my, maar nie met my nie. Ek Liewe jemmel. hou maar net dop. So die dag, jy kan verstaan hoekom ek daai dag in die hospitaal toe ek hom sien amper omgeval het. amper handval Want gekry. hierdie man het in my kop is hy dan in die Kaap en hier staan hy nou. En het hom Ek dink hy oordryf toe hy sê Tannie Renel het wow. Maar hoe het daai uit van sy kon 'n ander skof gewerk het? Ja, ja. En dan Ja, is hy Dis daar hoekom by ek sy sê pa. hy was 'n oppermag aan die Daai- werk. Ja. Ja, hier was regtig want dit klink so asof ek was kwaad vir my vriendin want ek het gesê hy gaan dink ons het dit uitgedink. En dis net waar wel die Here het eintlik hierdie hele ding so beplan hè. Want die vrou het my gevra het om saam met haar kerk toe te gaan die Vrydag aand. Sy sê enkel lopende, sy het nie 'n vriend of niks nie. Toe sê ek ja, why not? Ja. Nie geweet sy pa is die pastoor by daai kerk nie of dat hy daar is nie. In my kop is hulle terug Kaap toe nou. Ja. So ek sit daar en toe hy vorentoe gaan, toe val ek amper weer om, want toe dog ek, maar dit kan mos nou nie waar wees nie, hierdie man hier. Sjoe. En 2 keer in 1 week. 2 keer in 1 Ja, week. kan jy dit En oor vertel? Nou moet jy weet, my maale verwag nou 'n vrou moet my by die huis aflaai weer, né? So, nou verstaan jy. Nou moet ek al dink, "Joe, ek hoop papi like hierdie ou want anders te gaan dit nou vir jou 'n storie afgee." Dat die vrou het dan nou 'n man geword wat my Ja. nou hier aflaai. Het Renel vir ons gejog, mamma? Sy gesê het sy gaan uit na die jeug toe. En ek bring hom nooi hom nogal in ook. En dit was nou nog my gespanne oomblik geweest want nou moet ek papi dophou. As papi wegval en praat, dan kan ek ontspan. As papi sit of naderhand sê, hoorie, ek gaan maar inkruip, kuier julle maar, dan weet ek hierdie is 'n nou. Maar nou ja, toe praat papi so dat ek nie 'n woord inkry nie en ek en mammie gaan maak toe maar koffie, jy weet so. En toe
teach mommy my nou maar bietjie verder, jy weet. Te sê, hoe doen 'n mens nou hierdie ding? Hoorie, daai was 'n ander tyd. Want Solomon, wat Tannie Renel nou hier verduidelik, dis is soos nou wat kinders deesdae sê sommer net, ek gaan uit met iemand. Daar was protokol. Ja. Daai tyd. Ja, baie. En nee, jy moes maar jou ouers in ag neem. Ek is die aand terug huis toe en ek gaan sê vir my pa, jy gaan nou nie glo met wie ek nou vanaand gekuier nie. Want jy weet, as jy selfone dat ek hom kan bel en sê ek is nou hier of daar. Nee, hulle wag nou maar vir my by die huis. En hier daag ek op met my blou Volkswagen Beetletjie by die huis en ek stap daar in soos 'n meneer. En ek sê vir my pa, jy sal nou nie glo. Hy wil nog vir my vra was ek sê pa, moenie worry waar was ek nie, jy gaan nie glo. Daai nursie waarvan jy so baie hou. En ek vertel my pa het ons getrou, so pa is happy. Hy het obviously van hierdie move Hy het gehou. baie, my pa was mal oor Ek hierdie. bedoel ook vir Tannie om te sê dat pastoor moet saam inkom. Daai is ook 'n ander ding because Die moed wat dit gevat you het. know what I mean. Ja. Yeah, because is maklik vir 'n storie te vertel, maar haar hart moes seker geklop het in haar Kersfees, you know. Ek kom nou met 'n man en nie met 'n vrou. Daar is soveel Jy goed. nooit jou ouers gevra nie, Tannie. Like hoe kom hulle so gemaklik was met hom daar nie. Ek dink hulle het maar net Hulle het gesien, maar dit is gelyk. not too bad, you know. This guy is not too bad. Not too bad. Daai is waarheen ons Hulle- mik nou, it's not too bad. Hulle het gedink ek is 'n goeie catch want jy weet my pa was 'n baie prominente figuur in die nominasie Ja. waar ons was. So as jy dan nou uiteindelik met pastoor John Bosman se seun dan het jy dan waaragtig vir jou 'n catch gekry. Maar ja, dit was nou sommer so tongenetjies, maar ja, dis maar hoe dit werk en dan moet jy maar jou verhouding van daar af bou want jy sien op daai stadium het ek so half met 'n ander dametjie Oorgered. nie vas uitgegaan nie, maar in Ja. ons kerk, daai selfe groep Oh, wow. was daar toe, dit was nou September. Ja. Oktober maand oor die lang naweek, wat mos daai tyd lang naweek was, het ons op 'n toergroep gegaan Oos-Transvaal destyds Oos-Transvaal. Met 'n bus, 60 mense, jong mense in die bus, getroude pare, enkellopendes ensovoorts. Ons was so 'n bus van 60, 65 wat nou Oos-Transvaal toe sou toer en ek het die ander meisietjie gevra Om saam te gaan. om saam te gaan. Sure. En nou begin ek agterkom ek het nou moeilikheid. Want ek wil die ene saam. Jy verstaan. Dis waar jy moet begin bou aan jou verhouding waar jy kom waar jy vandag is. En ek sê toe vir haar, jong, jy moet maar afkry met jou skofte so reël daar by daai hospitaal. Ek gaan jou vra om jy moet saam met daai naweek gaan. Want daar's 4 van ons paartjies Ja. wat met ons partners gaan. En net so tussendeur. Al 4 daai paartjies is agterna met mekaar getroud. Maar hoe dit is dan Daai vir 'n suksesresep. ja, en nou daai is 'n dis toe nou 'n tamaletjie. Hoe gaan ek uit die ander een want dit is 'n oulike meisie. En ek weet nog nie hoe maar af te sê, net te sê sy kan nie meer saam met my gaan nie. Dis lelik. Maar ek wil die ene saam. Heerlikheid, weet jy, en ek het nou begin sy saam met my kerk toe gaan op Sondag. Dit is nou so amper 'n maand voor die tyd wat die toer, wat die dinge begin. Aankondiging sonder die aankondiging. Nou kom sy saam my kerk toe. Elke Sondag sy saam in die kerk. Sy sê my, almal kan nou sien ons is aan die gang. En mamma het ook gesê jy moet bietjie saam. Kerk toe gaan daar, jy kan nie Springs toe gaan nie. En toe die dag die Sondag voor ons sou vertrek. Nou my suster en my swaar was die wat hulle daai tyd genoem het die jeugleiers. Dit nie jeugpastore gehad nie. Ja. Hy sê al die toerlede, die aankondiging kom, al die toerlede moet agter in hulle het die biblioteek genoem. Van die kerk moet ons bymekaar kom. Sure. Ons moet nou getalle gee. Dis nou net daar waar ek dol hier. Ek sê van jy moet maar buite wag. Want kyk, sy kan nie inkom nie want haar naam is nie op nie. Ja. Want dis net my suster my gevra
wat gaan jy maak? Ek sê nee, ek weet nie, ek weet Die nie. hele familie is al in op die Want dan het al klaar verlof ingesit vir 'n naweek. Ja, sy maar gaan, weet, sy gaan. Maar ek weet nie om die Annie, ek sal nou nie haar naam sê nie, want ons is nou nog vriende en haar man is nog my beste vriend, maar hoe dit ook al sê, want dit hulle kan hulle huwelik aan my te danke gee, maar hoe dit ook al sê, ek staan daar met my so teen die muur, ek sal dit nooit vergeet nie. Nou begin my swaar Rig teen die muur. So, ja, so begin hy so by die mense afgaan. Hoeveel is julle? Hoeveel is julle? Hoeveel is julle? Hoeveel is julle? En haar pa en ma en boetie, haar ma en pa en sussie sou ook saam gegaan het. Hulle sou 5 wees. Die gultjie wat ek gevra. Ja. So sy word nie met my getel nie. Okay? So toe by haar pa kom, toe sê hy 5. So sy's in. Nou kom en nou moet ek sê. As ek sê 1, dan sê hy uit. As ek sê 2, dan weet sy. Ja. Want sy's ingetel by die ander ene. Ja. Oh, nou kom dit gaan my swaar so in die lyn af en almal sê soveel. Hy kom met my, hy sê Stef, ek sê 1, miskien 2. Hou die agterdeur oop. Hy kry net so grin en hy gaan verby en hy sê tog, weet jy, na die tyd toe kom sy na my toe. Toe sê sy vir my, Stefan, ek kan sien Sjoe. jy en Renel is nou 'n kappel. Ek sal terugstaan. Wow. Nou probeer ek die oordentlike ou wees, jy weet. Ja, Nee, moenie daai pad gaan nie. Dis Sure. okay, ek sal sê Stefan, los dit. Dis okay. Ek is okay daarmee. Maar nou weet ek my beste vriend, Hou ook van haar. hy hou ook van haar en hy het ook nie iemand nie. En hy gaan ook op die toer. Ek sê vir luister hier nou. Jy speel nou jou pa se rol. Ja. Ek gaan nou Ek die sê match toe, ek wil nou nie die man se naam hier oor die lig sê nie, maar Ja. sê maar sy naam is Pieter. Is baie close, maar okay. Kan ek net gewoon 'n disclaimer insit? Jy mag of mag dalk nie jouself herken in die besonderhede van die volgende storie nie, maar ons kan nie confirm of deny dat dit met jou gaan nie. Daar sê. Ek sê sal jy saam met Pieter gaan as hy jou vra? Sjoe. Sy sê, maar sal hy? Ek sê staan jy net toe. Op Lossard daar op die kerk se stoeptrappies en ek hol om die hoek want ek weet waar is hy. Ek hol om die hoek en ek sê vir hom, Pieter, kom hier. En hy kom aangestap. Ek sê vir hom, luister, sal jy saam met sê nou maar Eloise gaan? Ja. Hy sê maar sy gaan saam met jou. Ek sê nee, sy gaan nie mee nie. Renel gaan saam. Die dame met Ek sê sal jy saam met Eloise gaan? Ah. Hy sê waarvan praat jy? Ek sê kom ek vat jou. En ek gaan met hom stoeptrappe toe. Daar staan Eloise toe. Ek sê die res is jou en my maat. Ja. Ek draai om en daar kappel hulle, so ek sê al 4 paartjies. Ja. Hulle 2, ons 2 en die ander 2 paare is almal met mekaar getroud. En ek moes daai ding feel. Ja. En daarom is ons nog vandag by mekaar want ek kan feel. Kykie, ek En wil Tannie net staan nog steeds daar buite die kerk en wag nou. Ek Ja, sy wag. Sy het Ek gewag. wag net maar geduldig dat hy uitkom. En ek weet nou wat gaan die antwoord wees. Ek Ja. meen ek weet ek gaan saam. ja, Sjoe. Gelukkig is die vriendin van ons eintlik baie slim. Sy kon toe nou sien wat sy moet sien. maar julle is elke Dis nou Sondag net in so die kerk. bietjie makliker Dit vat nie lekker Ja, nee. 'n waarseer om hierdie storie te lees nie. Ja. Maar so- hierdie 46 jaar van ons het baie dinge half andersom gebeur as wat jy dink normaalweg sal gebeur. Ja. So ons het toe nou uitgegaan en alles en geweet ons is vir mekaar bedoel en so nou begin mense praat van verloving. Ja. Daar's nou nie datum en in daai tyd word sy ma baie siek en sy is toe eintlik in die hospitaal waar ek werk. En so nou raak dit moeilik. Ja, ons wil nou verloof raak. Ons het nie 'n datum nie. Ons sê okay, wel, ons gaan nou so lank die ring koop. So ons het hom nou, jy weet, dis nie nou van sal jy met my trou? Dis die datum. Okay, kom ons gaan kry 'n ring nie. Ons in 'n werk toe andersom. Ons gaan kry eers die ring. Dis nou dalk die ring wat nou nog die klouwerk doen, jy weet. Omdat ons soms so anders omgedoen het. So ons het eers die ring gaan kry. En want ons wil nou verloof raak, maar mammy is in die hospitaal. En ons wag vir die regte oomblik. Sure. En ek Ons het klaar ouers gevra. ouers gevra. Okay. Ja. Ons kan nie Maar ons het beplan nie nie want daar is in datum die nie. hospitaal. Ons kan nie datum bepaal nie. En op 'n Vrydag gaan ek toe nou gou by haar 'n draaitjie maak
En sy sê vir my, "Wow, die dokter het eintlik gesê sy kan bietjie vir die naweek huis toe gaan en dan moet sy net Sondag aand weer terugkom." Nou probeer ek hom in die hande kry. Nou is dit ook nie so vinnig so selfone nie. Nou moet ek iewers gou-gou 'n landlyntjie kry. Hoop hy's by die huis dat ek hom 'n boodskapie kan kry. En dis toe wat ek nou sê, luister hierson. Ons raak vanaand verloof. Sjoe. Want jou 40 jaar gelede het vrou nie hierdie gedryf het. Ja, Ja. Ja, so Nee, ons Wauw. raak vanaand verloof want mammie kom huis toe. So ons moet hierdie geleentheid nou gebruik. Daar's nie van volgende naweek, dis vanaand. Dis ook nie eers van môre nie. Dis vanaand. Tussentyd is sy pa bietjie skou toe. Rand se pa skou Rand van se daai pa tyd. skou. Daar's nie selfone nie. Ons moet hoop en bid papi kom betyds. Laat ons kan die partytjie hou. al die elemente. Al die elemente en ja, dit is memories wat jy gebou het. En ek dink is deel van die gom. Want jy het soveel goeie dinge, soveel anderste dinge om te dink aan. En te besef, weet jy, ons goed het so snaaks uitgewerk en so anders uitgewerk, maar dis hoe dit moes gewerk het. amper so maklik. So, eintlik maklik. Nee, want sommige mense Ja. jy maak die moment om Ja. te vra. Jy maak die moment om te trou, maar hier lyk dit amper soos 'n domino kaarte wat Ja. net so boem 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 Ja. boem boem. Ek wil gewoon net terugkom by vandag. Tannie het genoem dat ons het geweet ons is bedoel vir mekaar. Vertel gou my 'n bietjie meer van daai. Hoe kom 'n mens by daai plek vir 'n paartjie daar buite wat nou ja, alles nou dat ek by mekaar, maar ek is nie 'n moeilike vraagie, maar is net as Nee. sekere goed wat 'n mens net weet wat in Ja. plek val. Ek het en ek dink baie keer overthink paartjies Yes. dalk dinge te veel. 100%. In pleks van om te besef, maar weet jy, hierdie ding is half natuurlik. Ek dink as dit so natuurlik kom, dan kan jy nie anders as om te besef. Hierdie is 'n pad wat ons gaan saamloop en ons gaan nie hom laat skei in hier gaan ons bly by mekaar. En ek dink omdat jy dink nog nie eers iets gaan so werk nie, dan werk hy so. Sure. En dan besef jy maar hierdie werk beter as wat ek hom dalk sou uitgedink het. So ek dink daai natuurlike manier van dinge gebeur in ons lewe het ons amper net laat besef dit kan nie anders nie. Sure. Dit kan nie Ja, anders nie. ek dink in as 'n mens ooit vra na die wil van God, dan is daar 'n paar dinge wat vir jou wys wat is die wil van God. Die belangrikste ding wat vir jou wys dat jy binne die wil van God is dat die vrede van God gaan gepaard met die wil van God. As jy nie vrede het nie, is jy nie in die wil van God nie. Dis nommer 1. Die Sure. wil van God gaan gepaard met die vrede van God, maar dan is daar ook so iets soos omstandigheidsgetuies en dis waarna sy verwys. Die goed wat in plek val. Okay? En die goed het in plek geval want toe sy in standaard 9 was, graad 11, het die Here haar geroep tot die voltydse bediening. Okay, sy het geweet sy gaan bediening toe. Daai tyd was dit ongehoord vir 'n vrou om in die bediening te wees. So jy moet gekoppel wees aan 'n man om in die bediening te staan. En hier kom ek aan die einde van my militêre opleiding en ek gaan die volgende jaar teologiese college toe om 'n pastoor te word. Sure. Hier ontmoet ons mekaar. Is dit nie fantasties nie, mense? Sure. Hier kom die Here God in sy grootheid en hy laat dit wat hy daar gedoen het, die roeping wat hy hierdie ou mee geroep het en hy sê, julle twee sit ons by mekaar. En daar loop ons die pad. Ja. En nou is ons 46 jaar, solank as wat ons getroud is, solank as ons ken mekaar 48 jaar, is ons saam in bediening, maar amptelik geordend 46 jaar wat ons al in die bediening is. Die getuienis het vir jou laat besef, maar hier's 'n connection. Here is a divine connection. Wat net van bo af kom, van die Here af. En die Here het dit georkestreer.
jy weet jy kan baie dinge van God nie verstaan. Ek verstaan hom glad nie. En ek probeer hom nooit verdedig of verduidelik nie want dit is onmoontlik. Ja. Maar wat ons partymal as terugslaa in die lewe beskou is God se bestellings. Oef. Daai En ding van beskermings. pa, ja. Ons gaan eendag in die ewigheid eers besef waarvan God ons bewaar het. Ons nie van weet nie. Maar daai ding wat my pa siek word. Ek weet nie eens wat my pa 'n keer, wat nou nie dodelik siek nie, maar hy was in die hospitaal. Dit is 'n terugslag wat God gebruik as 'n geleentheid sodat twee mense wat ek verordineer het om by mekaar uit te kom, by mekaar kan uitkom. Dan hoe anders? Hoe anders sal julle Want ek het nie haar geken nie. Ek het nie haar geken nie. Hoegenaamd nie. En nou kom die Here en hy voeg twee mense saam en dan loop jy nou op pad en 'n sprokiesverhaal is nie altyd 'n sprokiesverhaal nie. Ons ken die lewe, ons gaan nie vandag. Hoor die oor broers daai Grimm se goed was eintlik nogals baie gruisam. Die sprokiesverhaal Die sprokiesverhaal, ja. Almal kyk na die pragtige prentjies, maar die oorspronklike goeters was vol drogbeelde en Ja, dit is ander nie goed ook. maklik nie. Dis nie maklik nie. Kom ons sê dit vir mekaar om in die bediening te wees is 'n uitdaging. Daai alleen. En dit word verander. Nou moet jy ook onthou as ons oor bediening praat, is nie waaroor dit vandag gaan nie. Maar as want jy praat van 'n bediening binne die huwelik. Jep. Die bediening het ook verander oor die jare. Van dat ek in 1981 tot die 81 tot die bediening toegetree het, was dit kerk was anders. So nie alleen moet jy die bediening se veranderings verwerk en aanpas nie. Die lewe, die huwelik, die beginsels en daai tipe goeters van die huwelik het ook 'n bietjie kruislyne gekry. So to adapt to both sides is a challenge om jou huwelik aan die gang te hou binne die bediening wat verandering eis is 'n ander uitdaging, hoor. En dit is God se genade. Dis God se genade. Veral in die vroeër dae toe die bediening baie ek wil amper sê nou veel eisender was in die sin van huisbesoek en elke aand uit en jy's uit, pa's nie by die huis nie en jy's altyd hier in 'n vergadering of daai tannie het toonpyn of daai oom moet dit en daai en nou moet jy daartoe. Vroue, kinders, jy kan nie by die huis bly, jy kan daar nie saamkar. In my dae toe ek 'n kind was en my pa in die bediening, het hulle my maar saamgery. Ja. Dit het al gaande minder geword in my dae. Vrou maar bly maar by die huis, kinders moet dit word nou maar verstaan. En so het dit nou aangegaan tot waar ons vandag is waar huisbesoek glad nie meer plaasvind nie. So jy kom maar deur bepaalde aanpassings, maar jy after all said and done, en dan sê ek altyd, I said all that to say this, the bonding of it all is called love. Ja. Sure. Jy kan aanpassings hê, jy kan omstandigheidsgetuies hê en alles kan saamvloei en alles kan reg wees, maar as daar nie liefde is nie, Hey, dis die gom. sonder There's no replacement for love. You cannot replace love with another black number, another car, another house, another overseas trip. If love is gone, the marriage is gone. Hey, If love is gone, because love is the foundation of a happy marriage. ja. En dan kan al die ander fiteriasies maar bykom, maar as daar nie meer liefde is. As die liefde weg is die huwelik weg. Jy kan dalk vir 'n paar jaar dalk dit fake. Baie ouens bly by mekaar gesvol van die kinders en as die kinders uit is, dan gaan hulle uit. Dan gaan hulle uit want die liefde is lankal weg. Ja. Dis Of dit was dalk nooit dit daar was nie. nooit daar nie. Jy weet, terwille van bly ons by mekaar. Wrong idea, maar in elk geval ons praat. Weet jy oor die hoekom ek julle hier wil gehad het? Want dis 'n ding wat vir my opgeval het toe ek gedink het aan julle as 'n paartjie. Dis moeilik genoeg vir 'n koppel om by mekaar te kom, al is die agtergronde dalk dieselfde. Die huisomstandighede was dalk anders, die blou drukke wat gekry is dalk anders. Nou moet hierdie tweeetjies bymekaar kom en 'n gesamentlike visie skep vir hulle lewe saam. Dalk nie so bewustelik vandag meer of dalk meer, ek weet nie of dit destyds so bewustelik was dat
as 'n paartjie nou sit en die ding bewimpel en werk en hier praat Tannie Renel van hoe sy meer betrokke was wat destyds vroue nie noodwendig betrokke was by die bewimpeling en die bewerk van die omstandighede nie. Want dis die een ding. So nou is julle nie net saam as 'n paartjie nie, maar julle is ook saam in die kollig as 'n paartjie. En saam in die kollig as 'n paartjie wat ander paartjies moet lei deur die moontlike moeras van met of sonder liefde of hoe ook al hulle setups van die setups is. Ek kan my nie indink die druk wat daar moes gewees het vir julle moontlik om gesond te bly in die aanskou van ander. Want jy's dan nou die leier. Nou moet jy mos nou lei, maar almal weet huwelike is En mense is net mense. hoe het julle daai balans waar julle soms ook net hulle self kon wees dan die Renel, want dis moeilik. Ek en hy het gepraat aan die begin van vra van wat as ons leiersvoete van klei, die mense wat ons moet lei, maar hulle huwelike is nie solid of liefdevol of wat ook al 'n mens dink 'n huwelik moet wees nie. Because die voorbeeld is ek en my vrou kan nou net gestryd in die kar en dan stap ons in by die kerk, dan moet ons maak asof alles nou weer okay is, of ons gaan na 'n couple toe wees gaan kuier het, maar ons weet ons het nou net lelike woorde gehad met mekaar. En dit gebeur mos soos pastoor soos maar net mens. En julle het sekerlik uitdagings gehad en wat obviously was die woord julle fondasie, maar dit moet moeilik gewees het. Ja. Ja, ons het mense wil nou sê mense sê altyd, jy weet, ons het 7 sakke sout saam geëet. Maar ek dink ons het 700 sakke sout geëet. Ons is deur baie dinge wat 'n mens, ek dink mense van buite kan maklik dink, jy weet die pastoor en sy vrou het nie die vreeslike issues wat hulle mee moet deel nie. Maar ek wil amper sê ons het soms dalk dubbel soveel of erger geval. Jy kan mos nie mense lei na waar jy nog nooit was nie, né? Ja, jy het, en ek meen ons het erge dinge gehad wat ons mee moes deel. Ek kan maar net een noem wat vir ons bitter moeilik was my seun se geboorte. Daai moet ons kom. Ja. En ook sy afsterwe en die feit dat hy gestremd was. Jy weet, wie wil in jou wildste drome dink dat nou hierdie wonderlike pastoorspaar, dis die lewe wat hulle moet lei. En daai is dieselfde goed wat baie huwelike laat brokkel. Maar dit het ons liefde amper net sterker en sterker gemaak. Dis hoekom, soos wat hy sê, as liefde is die alles. Ja. Liefde kan werklik enige ding. En ek meen dis maar een ding. Daar's klomp goed wat ons moes deurmaak Deurwerk. en deurwerk. Foute En 'n mens gemaak. kan baie maak. Ons het almal foute gemaak. Ja. Dis alles goed wat dis die maklikste ding om eintlik te sê, luister, gaan jy jou pad en dan gaan ek my pad. Maar om dan te by mekaar te staan en te sê saam. Saam gaan ons hierdie ding deur. Ek is van mening mense skei te maklik. En dis nie 'n sweeping statement net nie. Daar is redes en reg om te skei en dinge werk nie. Daar's praktiese goeters wat nie werk nie, wat nooit moes gewees het dalk ensovoorts en so. So ek sê dit nie in 'n veroordelende maat nie. Ja. Ek sê dit glad nie in 'n veroordelende maat nie. Nie eers in die minste nie, maar daar's paartjies wat geskei is wat nie moes skei nie. Want dis die maklikste uitweg. Plaas daarvan dat hulle deur dit werk, gee hulle op. As ons daai pad moes loop, was ons lankal geskei. Want ons het ons eie issues gehad in ons lewe. En dan 'n ding wat ons nie moet nalat vandag nie, want dit is belangrik vir paartjies daar buitekant. Die issue wat sy so vinnig aangeraak het oor ons seun. Ons seun, en ek gaan dit in baie kort stel. Ek kan baie lank daaroor praat. Maar dit plaas 'n besondere druk op 'n huwelik en soos wat sy gesê het, dit is redes waarom huwelike verbrokkel en ons het gegroei daardeur. Ons het aanvanklik gesukkel om kinders te hê. OK? Ons was 6 jaar getroud, sy het 2 babas verloor. Voordat ons dogter wat nou 40 is, so dit klop met die 46 jaar getroud en sy is 40. 40, ja. 6 jaar gewag vir haar. Toe sy gebore is,
en sy was 'n wonderkind, wonderlik in elke opsig tot vandag toe. Sy was goed in netbal, sy het vir Suid-Afrika netbal gespeel, sy het aksie netbal vir Suid-Afrika in die Wêreldbeker in Australië gespeel. Sy was 'n uitmuntende sportdame, sy het rekords wat nou nog staan. So dis ons dogter. 4 jaar, toe sy 4 jaar oud is, toe word ons seun gebore. En 6 ure na geboorte toe kry hy 'n bloedklont deur die brein. Onverklaard tot vandag toe. Onverklaard. Kry daai mannetjie 'n bloedklont deur die brein en vir die res van sy lewe, hy was net ouer as 21 en die dag toe hy sterwe net na 21, toe weeg hy 26 kilogram. Nee, dis nou net 'n geraamte. So, Sjoe. daai ouetjie kon nooit sit nie, hy kon nooit staan nie, dus kon hy nooit loop nie, hy kon nooit praat nie, hy kon nooit niks vir homself gedoen het nie. Pressure op die huwelik. 21 jaar. Jy's in die bediening, jy moet Sondag positief preek, maar jou huishouding is onder druk. Jy moet dit kan hanteer. Ek sê dit vir die ouens daar buite. Die lewe gooi geweldige curveballs na 'n huwelik. En ons moes daardeur. Hy is die ek dink Woensdag gebore. Daai aand het ek nog die midweek diens gelei. Daai Sondag het ek gepreek. Want dit is van my verwag. Daar is gesê, ons hou jou dop, pastoor. Ja, Ekskuus? Ons hou jou dop. Jy wat so praat van geestelike volwassenheid en groei in die Here en jou blydskap in die Here bou, ons watch jou om te kyk of jy hierdie ding kan handle. Oh wow. Daar's baie goed gesê. Dis pressure. Dis pressure op die huwelik. Ek en sy moet vir mekaar vra oor wat's die pad vorentoe. Daai ouetjie kon, soos ek sê, niks vir homself doen nie. En Hy ons kon het hom heeltyd self op. Ja, hy was nooit in 'n inrigting nie. nie. Ons het vir hom 'n oppasser gekry. Daar's 2 woorde wat hy kon sê. En dit is mamma. Ma en papa. That's it. 2 woorde, dis al wat hy kon praat. Hy kon net met sy linkerhand vat en hy kon net sy botteltjie daai wat noem jy daai koppies met die Tyd, ja. met die tyd aan, dit kon hy vat. Jy moes hom voer, jy moes hom bad, jy moes hom aantrek, jy moet hom skoonmaak. Jy moet hom versorg vir 21 jaar. Intens 24 uur per dag. En jy moet die bediening doen. En jy moet jou huwelik intact hou, nee. Ouens, dis waarom ek sê 'n mens gee te maklik op. En so daai ouetjie het ons gevat en hy het by ons gebly. En uit daai ding uit is 'n boek wat ek geskryf het gebore. Uit daai ding het 'n nuwe dimensie in my bediening gekom, want skielik het ons 'n getuienis. En daai ouetjie het deel daarvan gevorm. En weet jy, baie mense, Eloise, het vir my kom sê hy gaan eendag 'n prediker word. Dan dink ek, julle is mal in julle kop. Hy kan nie eens praat nie. Hy kan nie eens staan nie. Hoe kan jy sê hy gaan 'n prediker word? Weet jy, nou op daai stadium het baie mense ons uitgenooi, vir my uitgenooi om sy getuienis te bring. Weet jy, en elke keer dan wanneer ek sy getuienis bring, ek's nou besig met 'n neutedop van die verhaal. As ek die getuienis bring van hoe dit ons huwelik impakteer, hoe dit ons impakteer, hoe dit alles is en hoe hy uiteindelik is wat hy is en hoe ons dit hanteer, dan dit is baie diepgaande wanneer ek die gehoor toespreek. Daar's baie trane. En eendag toe iemand nou weer vir my sê, maar die mannetjie gaan eendag 'n prediker word. Toe sê ek, dit is nie moontlik nie. Maar ek het hierdie gewoonte gehad. Want hy bly by sy kinderoppasser. As ons nou kerk toe gaan of ergens 'n konferensie toespreek of 'n ding. Dan stap ek in die gang af na sy kamer toe, daar waar hy lê in sy bed. Want dis al wat hy kan doen, hy kan net lê. En ek stap na hom toe en ek altyd hom gaan groet. En dan sê ek vir hom,
pappa gaan nou weer vandag oor jou praat. Dan loop ek uit, dan groet ek hom, as ek terugkom, dan sê ek vir my hallo seun, dit het goed gegaan. Geen reaksie. Regtige reaksie. Tot eendag. Toe ek in die gang afstap om hom te gaan groet. Sjoe, ek moet nou nie emosioneel raak nie. Toe ek afstap in die gang, ek en sy moet die goed verwerk, ons moet by mekaar bly, en ek stap af in die gang en ek glo is die gees van God wat vir my sê, dis nie jy wat vandag gaan preek nie. Hy preek nog altyd, hy het 'n prediker geword, hy gebruik net jou mond. Tjoh, en dit slaan vir my. En ek stap na sy bedjie toe en ek sê vir hom, Boetie, jy gaan weer vanmôre preek. Hy lag uit sy maag uit. Kliphard. En sê, en pappa gaan terugkom vir jou sê, hoe het jy gepreek? Ja. Pressure op die huwelik en die bediening. En as ons daar weg en ons is kerk toe en ek het sy getuienis gelewer en dit was impakmakend en mense het hulle oë uitgehuil en heling gekry en toe ek terugkom by die huis toe stap ek weer in die gang af en ek sê hallo Boetie, hoe gaan dit met jou, was jy soet? Asof hy kan stout wees. Ek sê was jy soet? En kyk hy my net so met so 'n skewe smile en dan sê ek van Boetie, het jy dan vandag gepreek my seun? Ja. Ek sê, joh, die ooms en die tannies het hulle oë uitgehaal en liewe Jesus het hulle gesond gemaak in hulle gees. Hy lag kliphard. Hy lag kliphard. En ons moes daai goed face. Ek vertel hierdie verhaal vir 'n rede. Daar's egpare daar buite wat met eksterne druk op hulle huwelike sit. Come on. En hulle weet nie om dit te hanteer nie. Hier's 'n ouer paar wat vir jou kan 21, amper 22 jaar se ondervinding vertel. You can make it. Jy kan dit maak. Hierdie vrou is dapper. Ek ken nie nog so 'n ma wat 'n kind soos daai lief gehad het. Dit was haar lewe, is nou hoeveel jaar? 16 jaar. 16 jaar wat hy dood is. Weet jy wat? Hy sterwe op die 11de van die 11de 2011. 11, half 11 die aand in 'n ICU met 'n cubicle wat genoem word the miracle room. Ek wil vandag vir julle sê dat my klein seentjie het meer mense vir God bereik as wat sy pa in 46 jaar bereik. Jo. Weet jy dat daai mannetjie, hierdie is 'n storie om te vertel vir die wêreld eintlik. Ek het so baie om te sê. Maar weet jy daai mannetjie wat nooit 'n woord gepraat het met 'n oom of 'n tannie nie, want hy kan nie. Het meer mense by sy begrafnis gehad. Hy het oor die 400 mense by sy begrafnis gehad. Dan besef jy wat sy impak in daai laaitjie gehad, sonder om 'n woord te praat. Hy was toe 'n prediker. En egpare daar buite moet verstaan. Die lewe gooi curveballs na 'n huwelik toe op baie terreine. En ons praat nou maar hier en daar en 'n paar dingetjies. Solly en Eloise. Mens praat maar 'n paar dinge. Maar ek wil vandag sê dat die pad wat ons kom is 'n genadepad. Ja. Redes vir opbreek was daar ook. Maar dit is liefde wat jou bind. En uiteindelik is ons in die bediening tot vandag toe, ek's nou op basies so semi afgetree. Ek het my grootste gehore toegespreek reg oor die wêreld. Ek het nie meer daardie geleenthede nie. Ek gaan nou as 'n ou baas deur. Maar dis fyn, ek het my innings gehad. Ek sien ook nie meer kans vir al die goeters wat ek in my jong dae gedoen het nie. Maar die bediening gesamentlik met 'n huwelik is nie 'n man se speelmaat nie. Want jy het dit net nou gesê, Eloise, jy's in die kollig. Ja. Moenie eers praat van die pastoor se kind nie. Ek wou nou daarby uitkom. Die Amerikaners het 'n spesiale titel daarvoor. Noem dit PK's.
Pastors Pastors kids. kids. Jou kind wat volmaak moet wees, ek wat volmaak moes wees. Was verwag As dat die tienerseun, as kind van pa, is hierdie groot figuur Hoor binne jy? die kerk. Ja. Oom John se seun. Ek was nooit Stefan nie, ek was oom John se Ja. seun. Jy verstaan. En nou is ons getroud en ons het kinders, maar veral 'n kind en sy presteer bo gemiddeld op alle terreine en sy bly die PK. As sy net ietsiekie verkeerd doen, Ja. dan is daar 'n probleem. Druk. So jy bly onder druk binne die huwelik, binne die gesinsverband. Maar dis genade. Ons kan ure oor goed praat. Ek het nou maar net 'n bietjie gepraat oor die seun. Mag ek jou vra, want ek dink dit is dalk ook wat sommige mense 'n wanopvatting het. Sommige mense mag dalk dink dat wanneer hulle nou hulle significant other ontmoet het en hulle is nou hier saam en hulle het nou liefde en trou aan mekaar gesweer, dat druk nie deel van die verhaal gaan wees nie. Ek dink mense het dalk 'n idee dat stres 'n slegte ding is en baie mediese sal vir jou sê dit is nie. Dis noodsaaklik vir groei. 'n Diamant gebeur nie in 'n vakuum sonder druk nie. Beteken dit almal wil diamante wees? Nee, nie noodwendig nie, maar daar is 'n element van jy gaan tog gesqueeze raak deur die lewe of deur God of hoe jy ook al na die lewe kyk. Maar ons het dalk hierdie expectation dat ons is mos nou saam, so nou gaan ons mos go with the flow, maar Ja. maar daar is nie so 'n dingie want ek dink iemand het ook eendag gesê niks as jy dryf af teen die stroom. Dis nie noodwendig 'n goeie ding nie want dan beland jy in die see en jy's weg. Maar om op 'n plek te kom moet jy teen die stroom swem, ja. swem. Ja. Soms teen jy het goed gedoen in 'n tyd wat vroue nie beheer gehad het oor hulle storie nie. Oor hoe jy het maar gedwee gewag vir die man om nou maar te kom vra vertrou en Ja. die ding, maar jy was betrokke en ek dink daar's al klaar 'n shake-up Ja. van die norme gewees met hierdie kind. Tannie Renel nou enige iemand wat 'n kind met uitdagings het, al is dit dalk net ADHD of wat ook al, dit vat 'n geweldige hoeveelheid energie, tyd en resources. Het sy ooit gevoel eenkant gevoel aan want dit hoor ons ook baie, never mind die pastoorskind faktor, die feit dat daar 'n kind is wat anders is en soveel vat uit mamma en pappa. Ja. Ons het weet baie keer doen jy goeders en jy besef nie, okay, ek doen regtig die regte ding nie. Jy weet enigiemand van ons, jy doen maar en jy hoop maar ek tree reg op of ek doen reg. Daar's nie 'n skrip vir dit. Daar's nie skrip, daar's Vir niemand hier, nee. Daar's niks nie, weet dis nie iets wat jy kon sê, okay, maar een van ons het ten minste daarmee groot geword. Sure. So vertel my, hoe doen ons dit? Saam Sure. moes ons sê, hoe gaan ons hierdie hanteer? Ons moes ooreenstem. Ons moes as by 'n gesin. punt uitkom as Nee. gesin om te sê dit voel vir ons die regte pad. So wanneer dit kom by my dogter en dit is wat ons op 'n dag gesit het en gesê het, weet jy, ons is so behep met hierdie kind, hierdie spesiale kind van ons, wat doen dit? Op 'n dag het die vraag skielik by ons opgekom. Maar het ons ooit gedink, wat doen dit aan die kind? Sy het eendag by my gekom want natuurlik kom daar maatjies en almal kyk want almal wonder nou maar hoekom lyk hierdie seentjie nou anders en hoekom speel hy nie saam nie. En sy het toe eendag by my gekom en gesê, mamma, die maatjies wil weet wat is fout met Boetie. Wat moet ek sê? So jy het sulke oomblikke wat jy net skielik moet sê, Here, praat, want ek kan nie nou vir haar sê, o, gee my 'n dag of 2 en dan sal ek jou sê wat nie. Jy moet in daai ingewing van die oomblik die regte antwoord vir hierdie kind gee. En ek het maar net duidelikheid gekry en gesê, ag, weet jy, al wat jy hoef vir hulle te sê is, toe hy gebore is, toe het hy siekte op sy brein gekry. En dit maak dat hy nou nie vandag kan doen wat ander kinders doen nie. En nou maat sy dit altyd so aanvaar. En tog het jy ook gedink, maar as sy hierdie vrae vra, wat gaan regtig in haar binneste aan? Ek wil nie eendag as sy 'n tienerdogter is agterkom,
ons het verkeerd gemaak want ons sit nou met 'n probleemkind nie. En ons het gepraat en gesê, weet jy wat, ons moet daar dalk maar deur 'n sielkundige laat toets en om self te verstaan, maar hoe sien sy nou hierdie gesinsprentjie? Want dis nie die gewone mamma, pappa, baba en ons hol rond en ons speel en alles. Dit is totaal 'n verskillende gesinslewe hierdie. En ons het haar laat toets en die ou het ons ingeroep en gesê, "Wel, ek weet nie wat doen julle nie. Ons het self nie geweet wat ons doen nie, maar deur die genade van die Here het jy altyd reg opgetree, regte dinge gesê." Want op sy evaluering toe met haar sê hy, sy sien hierdie gesin perfek. Wat? Wow. Sy haar prentjie stem ooreen want sy het 'n tipiese pa en dogter bymekaar omdat hy maar daai rol moes vat want ek moes met Boetie maar versorg en alles en sy het my en hom, maar verhoudings is alles reg, pappa groot, sy verhoudings is alles reg. Maar toe ek die prentjie sien toe dog ek, ek sien daai skeiding. Toe sê hy vir my, dis doodnormaal, want enige gesin wat 'n nuwe baba het, gaan 'n kind dit teken, want onmiddellik vat pa in elk geval die rol oor vir die ander kind. Mama's besig met So babatjie. sy het En heeltemal nou des te meer. sy het heeltemal die prentjie totaal normaal gesien. Het jou verpleegkunde enigstens bygedra dat julle dalkies hierdie oorgang na sy versorging en integrasie in julle gesin dalk kon vergemaklik? Ja, dit het baie gehelp. Ek moet eerlikwaar sê, alhoewel onthou in ons tyd toe ek opleiding gedoen het, was daar nie sulke goed soos 'n neonatale ICU nie. Dit was die prembaba en as die baba siek was hy in die groot mens ICU. So ek het nie daai wêreld geken nie, moes toe op so 'n manier kennis maak met dit. En dis wat jy nou gesê het ook, jy weet, dinge gebeur partykeer, nie goeie dinge nie, maar vir die Here, hy laat partykeer dit toe want ons het 'n pad om te stap. Come on. En in daai tyd moes ek weer gaan werk het. Dit was eintlik ook 'n aanbeveling van die dokter gewees. Dat jy 'n ander deel van jou lewe hê, nê? Hy sê al doen jy dit net 'n bietjie wat ook al, maar lang storie kort, ek beland toe in die neonatale. Ek gaan sien die matrone sê vir ek was nou lanklaas in die hospitaal, so have mercy on me. Jy weet, gee my nou maar 'n maklike saaltjie. Hier gaan kyk ek, my naam is by die neonatale ICU. Dis nie 'n maklike saaltjie daai nie. Het sy nou nie mooi gehoor nie. Jy weet, ek ken nie eers so 'n plek in my opleiding nie. Maar hoe dit ook al sê, ek het ingegaan daar en daar het my genesingspad met my seun se geboorte begin. Die Here het my neonataal toe gelei want moes my kind beleef het. Daar kon ek vrouens help. Ek staan en kyk, sien hoe huil hulle. Ek kan hulle gaan bedien en sê, weet jy wat, ek kan nie jou vandag bemoedig net omdat dit 'n ICU is nie, maar omdat ek die pad gestap het. Hier mag jy huil. Hierdie is die huilarea. Hier maak ons leeg. En in daai proses, dit was 'n 3 weke proses wat die Here met my gestap het, wat ek elke aand huis toe gekom het in trane, wat hy naderhand vir my sê, gaan sien jy die matrone, sê vir sy moet jou net 'n ander eenheid gee. Dus ek weet jy wat, for some reason moet ek hier wees. En na die 3 weke, die laaste wat die Here my gebruik het, is 'n vrou wat se kind, se baba besig is om dood te gaan. En sy staan daarby, maar jy kan letterlik sien, omdat ek die pad ken, kan ek sien hoe hou sy terug. En ek het na haar toe gegaan en my hand om haar gesit en gesê, weet jy wat, ons kan niks meer doen nie, maar hier mag jy huil. En daai vrou het net gebars, en ek het natuurlik saam met haar lekker gehuil. En dit was my laaste huil, en daarna het ek gevoel, die Here het my gesond gemaak, van daai seerpad van my seun se geboorte. En het hy vir my met 'n rede in die ICU, ook nie net vir dit nie, maar ook om vir my 'n toekoms te bou. So ek het my hoogstes in verpleging bereik as gevolg van die feit dat ek in 'n neonatale ICU beland het. En dit was ook as gevolg van my seun, want ek kon dinge soveel makliker verstaan het. Kan ek net voordat ons klaar maak net sê jou vraag
hoe het my dogter dit ervaar? Wat is die geheim om binne 'n huwelik, binne 'n gesinsverband die curveball te hanteer? Sy het dit mooi verduidelik, maar daar's nog 'n ding. Ons het haar betrokke gemaak Good. by dit. Ja. En weer eens ek moet afkeer of 'n ou word emosioneel en is nou al jare. Maar daai dogter van my het byvoorbeeld eendag vir ons gesê, as my maatjies nie van Boetie hou nie, kan hulle nie meer na my huis toe kom nie. Ja. Dis nommer 1. Nommer 2, omdat sy so goed gevaar het in sport en atletiek, het sy elke keer na byeenkoms, met 'n klomp medaljes om haar nek huis toe gekom. En as sy by hom kom, waar hy nou vir ons lê en wag, daar haal sy een medalje van haar nek af. Daar hang sy om haar boetie se nek. Dan sê sy, boetie, hierdie een was vir jou. Ja. So jy kan, mens daar buite, jy kan met al die aanslae in die lewe kan jou huwelik hou. Ons het grepe gegee, ons het 'n paar dinge gedoen. Ons kan vir ure oor hierdie goed praat. En die hoogtes wat hierdie vrou bereik het, ek het nou die dag dit vir jou genoem. Ja. Uiteindelik het sy gekom waar Life Hospitaal groep by haar aftrede. Hulle het haar ingelyf by die hospitaal. Life Hospitaal groep is die Hall of Fame. Dit is gebore by my kind wat nie reg gebore is. Het sy uiteindelik by die Hall of Fame uitgekom. Sjoe. By die hele hulle kies een verpleegkundige in die hele Suid-Afrika per jaar. Sy het dit gekry. As gevolg van 'n negatiewe gebeure in jou lewe, in jou huwelik, in jou gesinslewe, in jou menswees. You can make it. Mense daar buite, julle kan dit maak. Moenie te maklik opgee nie. Werk deur hierdie goed. En ja, ons het baie om te Ek sê. het een vragie. Vir 'n koppel wat moet deur die moeilike dinge gaan, wat net wil opgee. Wat is die motivering? Want soms het hulle praktiese dinge nodig om te doen. Deur een van die dinge wat ek met my vrou doen is om net saam te bid voor ons gaan slaap. Al, was daar wrywing tussen ons twee, weet ons, kom ons maak vrede voor ons gaan slaap, maar kom ons bid ook saam. En ek dink dat dit ons baie gehelp deur moeilike tye is om net te sê kom ons bid net saam oor die hele situasie en waar ons nou gaan. En baie keer wil jy nie bid nie. Jy voel nie om te bid nie, maar ek dink dit ons baie gehelp. So as daar net van ek stem saam met pastoor. Mense gee te gou op. Mense skei te maklik en mense stap te vinnig weg. Ja, die omstandighede is baie different, baie kere en is moeiliker en is swaar en is ons het eens 'n verskoning. Ja, so wat 'n praktiese voorbeelde het julle vir mense daar? Die belangrikste, en dit sê ons baie vir mekaar, is as ons deur enige moeilike situasie gaan, hoe doen jy dit sonder die Here? As jou anker nie die Here is nie. Ja, mense het support system nodig, jy het jou familie nodig, jy het maar nommer 1, jy kan dalk nog sonder hulle, want dit het ons ook beleef, is in daai moeilike tyd, weet mense nie hoe om jou te hanteer nie, dan bly hulle liewers weg. So as jy dan nie die Here het nie, dan weet ek nie, ek het nie 'n antwoord, hoe gaan jy dit maak? So, dit is die belangrikste ding in die lewe, om die Here deel van jou lewe te maak. In jou bootjie te hê. Die Here in jou bootjie te wees. Ja, jy kan nie anders nie. Jy kan nie anders nie. Soos sy sê, ek vra dikwels wanneer ons deur 'n stryd of 'n ding gaan, vra ek dikwels hoe ons sukkel, ons mors dood om die ding te oorwin en deur te gaan. Hoe kry ouens dit reg om dit te maak sonder die Here? Jy kan nie. En dit is maar 'n ou se behoud en liefde, begrip, genade, geduld is die woord wat ek soek. Geduld. Dis hoekom ek 'n oombliekie stil bly sê. Geduld is 'n belangrike faktor. Ja. Maar ek dink die boodskap wat 'n ou wil uitsit buitekant toe is jou huwelik, jou verhouding kan soos 'n sprokie bymekaar kom. Soos 'n seepie. Ja,
maar hy speel nie altyd so uit nie. Hy speel nie, hy gaan dalk so eindig, maar hier in die middel gaan jy 'n paar hiccups kry Yes, sir. van verskeie aarde. Yes, sir. En daai moet jy hanteer. En dis God se genade. En die glue is liefde. En jy gaan aan en jy kom deur en ons kan allermins sê dat ons het die voorbeeldigste huwelik gehad. Maar deesdae wanneer ek op Facebook sien dat my kollegas wat selfs langer as ek getroud is, dan het ek die neiging om vir hulle te skryf. Baie geluk en baie dankie vir 'n navolgingswaardige voorbeeld. Bly geseënd. Want dit is 'n seën van die Here. Dis wat ek nou terwyl ons in praat, as 'n paar goed wat vir my opkom. Hierdie scenario wat julle verduidelik, wat julle moes deurkom, is amper 'n uiterste voorbeeld van wat 'n paartjie deurgesit gaan word. Want as ek dan nou luister en kyk na van die voorbeelde om ons, sommige van die redes is amper flimsy teen julle sin. En daarbey saam is ek ook bewus daarvan dat pyn is pyn, of dit nou verbeelde pyn is of werklike pyn. Vir iemand wat hulle toonstamp is dit net so traumaties as iemand wie se voet geamputeer word, tipe van scenario. So ons probeer die lig maak van iemand se moeilikhede, want wat ek probeer vra is vir iemand wat hier luister wat dalk dink hulle is nou besig om deur 'n dal van doodskade weer te gaan, maar dan hoor hulle hele storie, dan gaan hulle maar eintlik is hierdie niksie, maar vir hulle is dit wat nou gebeur so moeilik dat hulle nie die lig kan sien nie. Nou heg ons dalk te vinnig daai etiket van moeilik aan goed wat ons deurmaak in ons moderne samelewing, dat dit dalk is hoekom ons so sukkel, dat ons dalk ons perspektief is dalk 'n bietjie foutief. Want ek weet ek het nog nie genoeg gelewe om werklik te kan sê ek weet ek was deur moeilike goed vir my, maar dis dalk nie die moeilikste goed gewees nie. Ek weet of ek sin maak nie, maar ek sê dit dink net iemand wat kyk wat nou regtig wonder. Weet jy Eloise, sy weet, ek het dit al baie vir haar gesê, in die lig van wat ons deur is. En daar's ouens wat erger goed deur is. Maar hoe dit ook al sê, dikwels is daar mense wat my as pastoor inroep na hulle huis toe of na ons wil jou sien. Ons het 'n probleem. Sure. Dan sê ek nee, dis fyn. En terwyl ek na hulle luister, dan dink ek dit wat jy sê. Liewe Vader, mense, as jy weet waardeur ek nou gaan, dan's jy besig met 'n kleuterparty man. Ja. Maar jy weet nie want die pastoor openbaar nie. Maar die ene wil nou skei omdat hy die toon gestamp het, maar ek het my been verloor. Verstaan jy? Dis ook pyn, maar daar's grade. So ja, dit is nie eenvoudig nie. Maar ja, mense hanteer dinge anders as ander en niks kan ligtelik gemaak word nie. Want mense se ervaringsvelde is anders. Maar ek dink 'n ou moet net vandag kan sê dat moenie te vinnig opgee nie. Want as jy na my storie en na haar storie en ons storie luister, dan was daar baie tye vir opgee. Daar is van my kennisse en vriende wat soortgelyke gebeure gehad het. Ek weet skielik kom dit in my gedagtes van 'n geval waar die kind verdrink het. Toe skei die pa maar. Ja. Verstaan jy Ja, wat ek sê? Ja. Hulle kon nie oor dit kom nie. Hulle kon nie oor dit kom nie en hulle mekaar verwyd. En die kind is weg en nou is ons huwelik ook nou weg. Dit hoef nie. Ons het rede gehad. Daar's paas wat hulle rugge draai op 'n ma met 'n kom ons sê dit in plain lelike Afrikaans met 'n gebreklike kind. Jep. En hy gaan soek vir hom 'n ander girl. Jep. Ons sien dit. Ons sien dit. Ons weet dit. Ek dink nie dis die resep. As ons dan enigstens 'n voorbeeld kan wees met al ons foute wat ons gemaak het, vir iemand daar buite kan sê, moenie dit doen nie. Dan het ek vandag die boodskap oorgekry na 'n egpaar toe, wat dalk nou luister en
op die punt staan om keuses te maak of hulle sit nou in worstel met 'n trauma binne in hulle gesin. Ja, 'n kind wat weggeloop het, 'n kind wat dwelmverslaafde geword het omdat jy en dis verwyte en ek vat liewers my goed en ek loop want jy en moenie asseblief just give it one more time. Gee dit nog net een keer en weet jy wat ek dink ons is oor ons tyd maar Ag nee, jy ons het is nie, ons is perfek. jy het nou die dag jy het nou ietsie gesê. Jy het Psalm 23 aangehaal, gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie. En dit is 'n wonderlike teks, Psalm 23 vers 4. Maar weet jy as jy hom in Engels lees, en dit sal my swane sang vir vandag wees. Psalm 23 vers 4 sê dit in Engels. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thy rod and thy staff, they comfort me. Maar hier is die sleutelwoord wat nie in Afrikaans kom nie. Die woord walk. In Afrikaans sê hy, al gaan ek. Nou gaan is 'n implisering van beweging. Maar Engels sê, yea though I walk through the valley of the shadow of death. Daar staan nie, yea though I set up camp in the valley of death. Daar staan nie, yes, I will abide in the shadow of death. I will stay in the shadow of death. I will remain in the shadow of death. I will remain in the valley. I'll stay there. He says, though I walk, I walk. I don't set up camp in my misery. I walk. En ek hou aan loop, want ek weet nooit terwyl ek loop, of my volgende tree nie uit die vallei van doodskade weer is nie. En hier's die verwyd van die ewigheid. Daar gaan miljoene mense wees wat eendag in die ewigheid gaan sê, as ek nog eenmaal getree het, as ek nog eenmaal probeer het, as ek nog eenmaal vergewe het, as ek nog eenmaal gebid het, as ek nog eenmaal vir kans gegee het, as ek nog net een tree gegee het, dan was ons okay. But I set up camp in the valley and I was destroyed. Ek wil ook net 'n boodskap gee en ek glo dit is ook vir iemand wat nou dit gaan luister. Jy moet altyd onthou, saam is makliker om deur iets te kom as enkel. As jy nie saam kan stap nie en daar skeiding, is daai skeiding eintlik net nog 'n ekstra lading op dit wat jy moet deurgaan. En die woord van die Here sê vir ons, 'n 3-dubbele band kan nie gebreek word. Twee is beter as Dit gaan baie makliker om deur 'n proses te gaan, as dit julle twee is en die Here saam met julle. Dit word nie sommer net vernietig nie. Mag ek weet julle het nou 'n laaste noot, maar hier's ietsie wat op my hart lê om te vra. Jy het genoem van 'n navolgingswaardige voorbeeld. Want dit is 'n versigtiging wat ons baie hoor vandag. Hoekom hou huwelike nie meer nie? Want ons ouers het dan gehou en vorige generasies het dan gehou. Daar is ook data dat van daai verbintenisse nie gesond was nie. So daardie was nie noodwendig 'n navolgingswaardige voorbeeld nie. Net omdat hulle 50 jaar saam was dit nie 50 vrugbare jare in verhouding of in kinders of in bande nie. Dit was nie noodwendig 'n liefdevolle voorbeeld nie. So die kinders wat noodwendig, en dis nie, ek praat nou nie eers hier van die pastoor of die bedieningsverband, ek praat net van die doodnormale huwelike. Hoe kan iemand wat hier sit, wat soek na 'n navolgingswaardige voorbeeld, hoe kan hulle verify dat die voorbeeld wat hulle volg, wat hulle na opkyk, om te gebruik as 'n bloudruk vir hulle pad saam? Of dat mense nou deur is wat hulle deur is of nie. Want met sosiale media hak ons nou nogals ons ek vra dit baie spesifiek vir ons kinders wat vandag so op sosiale media kyk na paartjies wat hulle lewens deel. Ek en Solomon praat baie daaroor dat ons moet eintlik so diep in ander mense se verhoudings kyk nie. Ja. Omdat jy kan van die pad afdwaal. Daai mense is baie keer ook nie op die pad nie, maar hulle gee die prentjie
van dat hulle op die pad is. So my vraag ten slotte aan julle is: almal smag na die band wat julle het. Nie noodwendig na die ervaring wat julle deurgemaak het nie en die prys wat julle daarvoor moes betaal nie, maar hoe weet ons as ons kyk, want selfs ons leiers in die bediening het soms voete van klei en is soms maar net mens en het ook nie die volle prentjie nie en sit ook die pot mis. Hoe kyk ons na wie ons kyk om ons te lei as voorbeeld? Eloise, ek dink ek wil sê daar is niemand wat volmaak is nie. Good. Jy kan grepe uit mense se lewens vat, maar nie alles nie. Want nie een huwelik is sonder 'n letsel of 'n iets nie. Ja. It happens. En dit laat my dink aan die gesprek tussen ek dink dis Petrus en die Here Jesus daar in Johannes 21 waar Petrus vir hom gevra het. Hy verwys toe na Johannes en hy sê vir hom hoekom en hy vra hom 'n vraag oor Johannes. So half verwytende vraag, maar hoekom wara hy en jy het nie 'n saak met hom nie. En toe antwoord die Here Jesus hom so. Hy sê as ek wil hê dat hy moet bly tot ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? En daar's die antwoord van vra oor ander ouens. En hoekom maak daai groot man so en daai celebrity paartjie maak so en die maak so? Nou wil ek amper sê asof die Here Jesus wil sê, wat gaan dit jou aan? Hou jou oë op my en volg jy my. Ek is die norm. En dit is my antwoord. Want daar's niemand op aarde wat jy kan sê jy kan hulle klakkeloos volg. Ja. Ja. En hulle is 100% reg. Ja, nee, daar is nie so een. Powerful. Hoorie. Ek weet nie wat jy verwag het nie. Ja. Ek weet nie wat jy verwag het nie, Ja, Solomon. man. Altyd, man. As ek Maar ek het die nie die volle scope. not at all, man. Ja. En wat my altyd so nederig maak vir hierdie platform. Ek sit regtig soos 'n kind en vat notes. By die ek voel of ek by die skool is die hele tyd. So vir jou daar by die huis, luister maar weer hierna. Ek weet ek gaan moet van hier's 'n klompie diamante van wysheid, nie net parels of wat jy ook as 'n edelsteen sal sien hier vir ons gegee vandag. Nie net uit die woord uit die daad uit die praktiese toepassing van 'n huwelik saam. Ek meen 46 jaar, dis 'n leeftyd. Dis langer as wat Solomon hier is. Mens. Ja. So dis Stacey Oliver is kykie. 46 years old. Maar dankie vir julle. Dankie. Wow. Dankie vir julle wat saam plesier, gebly het deur die moeilike tye en besluit het om te bly Steeds saam bly. en vashou aan die woord en vashou aan mekaar. Veral en vashou saam aan te mekaar. staan. Wel, die woord is obvious, maar by dit want selfs vir van jou kollegas was die woord nie genoeg om daar was ek sien net sulke lagies commitment, nie net een besluit en ek dink dis ook die ander ding. Ons dink ons sê I do op die dag en dan dit gaan nou genoeg wees as 'n dekmantel. Ja. Maar as ek elke dag kies, elke keer se kies wat ek ook hoor wat ons dalk soms 'n bietjie nie sien nie of hoor nie. Ja. Ek hoor vroeër Ekskuus. hoor ek iemand sê wanneer ons trou sê is till death do us part. En baie keer dink ons net wanneer ons sterf. Maar die ou sê net dat ons moet elke dag sterf in die verhouding. Te sterf vir eie ek. En so hou 'n verhouding baie langer van is nie net till death do us part, but you need to die as a human and live for Christ. En dan gaan dit soveel beter wees in die verhouding. En dat was net 'n ander siening. So dankie vir julle twee. Ja, nee, hierdie Baie was 'n hele voorreg. ander Ja, siening. Dankie. Ja, ek meen is onbepland, ek weet nie. Yo man, ek kan nie wag vir die volgende een. Kykie, en Ons moet ek dink ons ek dink moet ons drop 'n comment as jy weer wil hê.
ons moet die paartjie inkry. Because ek voel ons het gefokus op een deel, maar daar's soveel baie waarmee hulle sit. wat En ek ons dink moet die kry. praktiese ek dink want ek dink baie keer word daar gepraat oor die teorie Ja. van huwelike. That's Maar ons wil daar in die trenches ingaan en Mm. okay, hierdie het gebeur. Hoe Yes. maak ek nou? Ja. Want dis waarmee mense sukkel is ons weet nie watter rigting om in te slaan nie. Sure. Ons het idees, maar soos pastoor gesê, like, jy soms net 'n tree weg. Hoe het iemand ook gesê, jy gaan deur 'n storm, jy bly nie in die storm nie. Nou as jy verbykom, dan kom jy agter hoe moeilik was as jy weer in die son is. En soms is jy in 'n orkaan, as jy in die middel van die storm as dit skoon, maar dan moet jy nog weer deur 'n klompie goeters gaan voor jy verby die hele storm. Like in ons het nie die vermoë in ons menswees om uit te zoom Ja. en te sien nie. Ons het nie die almagtige visie nie. So soms gee ons op voor ons moes en daai ewige wat as, nê? So wow. Goodbye. Tot Bye volgende. bye. Sien julle by volgende een.